Goeiemôre gemeente. Ek is Dominee Joe Miller. Het is lekker om weer terug te wees, saam met julle in hierdie tyd, ook die Here se groot naam te mag eer. Dit sal vandag 2000 jaar terug, die laaste week van Jesus wees op aarde. En hy sou vandag ook met palmtakke in Jerusalem op 'n donkie se rug instap, met die wete dat dit sy laaste week sou wees, want Jerusalem sou die plek wees waar hy dan ook sou gaan sterf. En ons gaan vanmôre dan ook op so 'n bietjie op daai spoor terugloop, waar ons na aanloop van ons Paasnaweek ook weer vanmôre daaraan gaan dink om onsself op dit in te stel. O julle, as dit nie vir Paasnaweek was nie, waar sou ons gewees het? So as ons vanmôre dan ook saam in die erediens voor die Here is, dan doen ons dit omdat ons op hierdie dag, op die Sondag, ook sy opstanding vier. En dis hoekom ons op Sondag by mekaar kom, want dit is 'n opstandingsfees, waar ons mekaar herinner van die prys wat die Here vir ons ook betaal het. Maar ons gaan sommer so tot toetrede bly sit met 'n wonderlike lied, lied 451, waarin ons die Vader, die Seun en die Gees eer vir sy teenwoordigheid vanmôre hier in ons midde. Ons gaan al 3 die verse sing, kom ons bly so sit, dan verootmoedig ons onsself. Hemelse Vader, ons bring U wat die skepping met wysheid regeer. Groot is U almag, liefde en trou. Ons eer U grootheid, op U kan ons bou. Ons eer U grootheid, op U kan ons bou. Christus verlosser, ons bring U eer. U daal uit liefde as middelaar neer. U gee U lewe, U maak ons vry. Dankbaar kom ons nou onsself aan U wy. Dankbaar kom ons nou onsself aan U wy. Heilige Gees, aan U al die eer. U wat gelowiges lei en wil leer. Rig ons gedagtes eers oor ons hart. Gee ons U vrede en troos in ons smart. Gee U vrede en troos in ons smart. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes,
sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, en die kragtige werk van die Heilige Gees, is vanmôre by almal van ons. Amen. Gemeente, dan ook in die tradisie van die kerkjaar vanmôre, gaan ons nou nie anders kan nie, as om 'n loflied te sing, hoor jy die Paasfeesklokke, 'n lui van vroegdag af, ons sing al 3 die verse staande saam. Hoor jy die Paasfeesklokke, 'n lui van vroegdag af, al jubel oor die wêreld, die Here is uit die graf. Hy Christus die oorwinnaar is uit die donker uit. Die Heer die sleuteldraer sal ook my graf ontsluit. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Heer het opgestaan. Hy het vir al my sonde om aan die kruis laat slaan. En hom is nuwe lewe, sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons voor verheerlik, en ons gaan op hom hoop. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Heer voer heerskappy. Hy heers oor alle dinge, sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewenskroon verkry. Ons hoor die Paasfeesklokke, wat oor die wêreld lui. Waarom ons vanmôre doop? Ons word gedoop omdat die Here 'n verbond met genade aan ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen jou en my en jou nageslag en ook al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale manier bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy vir ons die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels ook die opdrag gegee om die doop te gaan bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En so
het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en om ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom dankbaar en gehoorsaam ook sal dien. Die doop in die naam van die Vader, God die Vader, die Seun en die Gees beteken en verkondig die volgende goed, dat ons wat as sondaars in die wêreld gekom het, dat ons net in die koninkryk van God kan ingaan, as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig, dat hy ons in sy verbond insluit, dat ons tot sy kinders aangeneem word, en ons ook sal laat deel hê aan al die voorregte van hierdie verbond. Dat ons aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het, verbind word, dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God sal lewe. Romeine 6 vers 11. Dat die doop 'n beseeling is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus, en ons dan ook verplig om as lewende lidmate hiervan te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid en met ons hele wese moet lief hê en hom vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker, dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer, dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. Terwyl ons dan vir Andrei en vir Monique en vir Klein Roots gaan vorentoe roep, gaan die gemeente bly sit, dan sing ons saam lied 292 vers 1 en vers 2. Enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Monique, Andrei, kyk vir my asseblief. Daar sy. Julle het nou gehoor vanmôre wat die doop dan ook beteken, en daarom vra ons dat julle as ouers opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Die tweede vraag, aanvaar julle die Bybel as die woord van God? Aanvaar julle die leer van die kerk, soos wat die belydenis skrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van verlossing? En die derde vraag, beloof julle om vir Roots in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig? Andrei, wat is jou antwoord? Niek, wat is jou antwoord? Ek gaan vra dat julle gaan omdraai, en dan wil ek al die kinders in die gemeente hierdie kant hê asseblief.
Hendrey, ons druk nie vingers in kinders se gesigte nie. Kom gou almal vir my hierdie kant. Staan vir my hierdie kant. Hallo Emia. Daar sy. Ja, Jaco, kan jy sommer so lank onder toe kom? Ag, Retsie, kry net gou vir my die kers op die stoel en die Bybel. Ek het dit nou vergeet om dit dan af te bring. Nou ja, julle, toe julle so klein soos Jakobus Roots was, toe het mamma en pappa julle ook gedoop. En die water wat ons vandag gebruik is maar net 'n simbool. Dis eintlik maar net 'n teken dat soos wat water ons nat maak en ons skoon was, so kom die Here deur Jesus en hy kom was ons sonde af. En dis eintlik wat vanmôre met ou klein Roots gebeur, dat dit ook met julle gebeur het, dat die Here ook vir julle gesê het, julle behoort aan hom. En daarom sluit hy hierdie verbond met julle. So ek wil hê julle moet sommer hier kom staan, gaan jy kan foto's neem as hulle hier staan. OK. Wie gaan hom vashou? Is mamma reg? Mamma, jy moet hom oorbuig want ek gaan vir hom nat gooi. Daar's hy. OK, gaan julle kan sien wat ek doen. Kom staan hier dan kyk julle wat doen ek. As julle eendag 'n dominee word, moet julle baie water gebruik, hoor. Ja, daar's hy. Voel daarso, voel daarso. Jakobus Roots Kutse, ek doop jou in die naam van die Vader wat sy genade vandag op jou afbring. Ek doop jou in die naam van Jesus die Seun, die een wat vir jou gesterf het aan die kruis. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, die een wat hierdie pad saam met jou verder gaan stap. Amen. Kom ons bly so staan, julle kan ons moet hier voor staan, voordat ek en Jaco vir hulle geluk sê, kom ons sing 'n lied tot seën vir hulle. Lied 537, as julle wil, kan julle sommer ook net so hand van seën op hulle uitstuur. Sorry ou. Ons Vader, neem al hande en maak al een. Versterk U self die bande, gee al U seën. Bind al in U genade aan U, o Heer, en leer al om met dade U naam te eer. Heer, wees vir hulle Vader wat sorg en sien. Trek al in Christus nader om U te dien. Laat Heer U Gees sal voorgaan, laat Hy hul lei, dat al U woord gehoorsaam hul aan U wy. Dankie, julle kan weer gaan sit. Kan ek hom gou by julle vat? Julle kan weer gaan sit, hoor. Kom hier so beer. Gemeente, daar is 'n derde belofte wat ons nooit in die formulier insluit nie. En dit gaan oor die verantwoordelikheid wat ons as gemeenskap ook vat. Dat ons vir Monique en Andrei sal help, dat daar waar hulle nie hulle oë op Roots het nie, en ek en jy dalk, dat ons as gemeenskap die belofte voor die Here maak, dat ons hulle gaan help om vir hom verantwoordelik te hou en verantwoordbaar te hou voor die Here. En daarom vra ek vanmôre, sal ons en julle as gemeente saam met ons die verantwoordelikheid hiervoor aanvaar? Wat is julle antwoord? Dankie. OK, hulle het 'n pragtige kers vir klein Rootsie gemaak. Ons het dit altyd gedoen, dit word 'n doopkers genoem, en hulle het nou baie moeite hiermee gemaak, het lyk pragtig. Nou wat die doopkers nou maar simboliseer, in ons huis het ons ook vir ons 2 seuns doopkerse, en sy doopdatum word vandag op hierdie kers aangebring. En elke jaar, wanneer hulle weer by die 13de April kom,
dan steek hulle hierdie kers in hulle huis aan en hulle vier Roots se doop. Soos wat jy die verjaarsdag sou vier, jy moet vir my cupcake ook gee, laat hy dit kan eet. Want dit is eintlik, naas jou geboortejaar, dink ek, is jou doopdag een van jou besonderste dae in jou lewe. Dat jy op daai dag deur die Here in sy verbond ingeneem is. En ek hoop julle gaan hierdie elke jaar so vier. Jaco, sal jy saam met my vir hulle net geluk sê? Baie geluk aan my. Dankie ou. Dankie, julle kan weer gaan sit. Dankie. Vir al die oumas en die oupas en die tannies en ooms, niggies en neefies en vriende wat vanmôre ook hier is, om dit saam met hulle te vier, mag dit vir julle almal ook 'n baie besonderse dag wees. Vriende, ons gaan nou opstaan en ons gaan saam ons geloof bely, voordat ons oorgaan na die verkondiging van die woord. So kom ons staan op en dan bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Dankie gemeente. U kan dan saam met my u Bybel oopmaak by die Evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 19. Daarvan gaan ons lees vers 17 tot vers 27. Dis net nadat Pilatus vir Jesus dan nou veroordeel, nadat hy vir die skare gevra het, wat moet ons met hom maak? En dan skree dieselfde skare wat 'n week terug toe hy in Jerusalem instap en hulle geskree het, prys die koning van die Jode, toe skree hulle 'n week later, kruisig hom, kruisig hom. Ons lees dan vanmôre verder van vers 17 af. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe eerder, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. En Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe.
Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie. Kom ons loot wie dit moet kry. En dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. En by die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en die moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun, en daarna sê hy vir die disipel, en daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis ingeneem. Ons lees vanmôre so ver saam. Dit is die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, ons tree na U toe vanmôre, alleen deur die naam van Jesus Christus, ons Here. Vanmôre staan ons weer terug en kyk op die grootste daad van die geskiedenis, waar die mensdom gered is, en waar U vir ons kom uithaal het en kom uithelp het, uit die toestand waarin ons verkeer het. En as ons dan vanmôre voor U stil is en die woord voor ons oop is, dan is ons vanmôre diep bewus daarvan, Vader, dat ek in my menslike vermoë nooit die diepte hiervan sal kan pyl nie. Dat ons maar 'n gebroke verstaan het van dit wat regtig hier gebeur het. Maar Here, dat ons deur U Gees gelei word in die volle waarheid hiervan, en dat ons vanmôre sal vra dat U met ons elkeen sal werk en sal praat. Mag dit tot die eer en verheerliking van U self ook strek, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here, tot die eer en die genade van die Vader. Amen. Gemeente, daar is eintlik half 3 reise wat Johannes vanmôre met ons deel. En ons het nou 1 of 2 van hulle nie gelees nie, maar dis die oploop en dis die aanloop na dit toe wat ons vanmôre gehoor het. En al 3 hierdie reise het te maak met mekaar by die kruis van Jesus. En die eerste reis wat hier gemaak word is 'n fisiese reis van Gabata af na Golgotha toe. Nou Gabata was die paleiswoning van Pilatus gewees. Gabata beteken plaveisel. So dit was 'n plek van reinheid, 'n plek van netjiese skoonheid, 'n plek waar reg en geregtigheid geskied het, waar mense gekom het om hulle self te laat hoor en voor hulle self die regsaake te kon vra. En dit was 'n simbool gewees van orde. Gabata. Teenoor die reis na Golgotha toe, wat beteken kopbeenplek, 'n vullisplek, 'n plek waar die mense se skelette en kopbene sommer net so op die grond gelê het. Hulle het nie eers gedink om op te ruim nie. Dit was 'n vuil plek gewees. Dis 'n plek waar mense gegaan het om te gaan sterwe. Maar saam met hierdie fisiese reis, gemeente, is die ironie daarvan vanmôre so groot, dat Jesus voor 'n wêreldse koning, wat in die wêreldse tyd regeer, verhoor word. En hoe die rolle eendag in die ewigheid gaan omruil, dat hierdie wêreldse koning voor hom gaan staan, en deur hom gehoor gaan word, en verhoor sal word. Die plek van Gabata, waar die wêreld gekom het om lewe te gaan soek. Die plek van Golgotha, waar jy gegaan het om te gaan sterwe. En die ironie is nog groter, dat Pilatus, die God van die hemel en aarde, tot die dood veroordeel, en daardeur verloor Pilatus eintlik sy eie lewe. Teenoor Jesus, wat gaan om te sterwe,
sodat ek en jy ons lewe kan vind. Dis 'n geweldige diep reis, wat vanmôre vir ons hier voorgestel word, dat die wêreld teenoor die hemel vanmôre in 'n skrille kontras vir ons neergepen word. Wat het gebeur met die kruis van Jesus? Waar die wêreld geskree het, kruisig hom, het Jesus geskree, Vader, wees vir hulle genadig. En daar's vanmôre 'n tweede reis, wat baie diep in hierdie gedeelte vir ons opgelê is. En dit gaan oor sonde na salwing. Van sonde na salwing toe, na verlossing toe. Jy weet, as ons vanmôre hierdie gedeelte lees van Jesus wat sy kruis opneem, Golgotha toe, moet ek en jy vanmôre vir ons hierdie vraag vra, hoekom doen Jesus dit? Wat was die rede vir hom om die perfekte paaslam van die hemel na die slagpaal toe gelei moes word? Wat was die rede vir God om dit te doen? En dit alles gaan terug na Genesis toe. Genesis 3 vers 6, waar die mens en sy vrou teen God gekies het en sonde in die wêreld ingekom het. Dit is die breuk wat gebeur het sedert die begin van die mens se geskiedenis af, wat opgeloop het na die kruis toe, die reis van die mens se sondigheid na die mens se verlossing toe. En dit het alles daar gebeur in die tuin van Eden. Toe God ook vir Eva en Adam in hoofstuk 3 vers 15 gesê het, hierdie slang wat julle so mislei het, daar gaan vyandskap kom tussen julle en sy nageslag en julle nageslagte. En hy gaan julle pik in die hakskeen en julle sal sy kop vermorsel. En hoe spreek woordelik dit nie op die kruis tot vervulling kom nie? Dat die een wat die dood opgeroep het in die wêreld in, by die kruis sy finale nekslag kry, vernietig word, doodgemaak word. En gemeente, van Adam en Eva af is ek en jy uitgelewer aan 'n klomp realiteite waarmee ons rekening moet hou. En die eerste een daarvan is dat sedert die sondeval in die wêreld gekom het, is almal van ons onder die wraak van God gebore. Dat ek en jy onder die sondige mag van die wêreld en die natuur ingekom het. Psalm 51 vers 7 sê Dawid, voordat ek gebore was ek al met sonde belaai. Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en hulle is ver van God af. En 1 Johannes 1 vers 9, as iemand beweer dat hy nie sonde het nie, bedrieg hy homself en is die waarheid nie in hom nie. Almal van ons word as wraakkinders onder God gebore. Dit staan in Efesiërs 2, dat ons onder God se wraak in die wêreld leef. Die tweede groot realiteit waarmee ons moet rekening hou, gemeente, is dat nie een van ons regverdig is nie. Dat elke een van ons skuldig staan voor ons hemelse Vader van ons geboorte af. Die derde realiteit is dat ons onder die mag van die Satan ingebore word. Dat ons onder die koning van hierdie wêreld en onder die owerste van hierdie wêreld se mag leef. Dit sê Jesus in Johannes 17 vir die Fariseërs. Hy sê vir hulle, julle is kinders van die duiwel. En hier in Johannes 3 vers 8 sê, Jesus het gekom om die werke van die bose tot niet te maak. Die vierde realiteit, gemeente, is dat ek en jy uitgelewer is aan die gevolge van hierdie sonde. Dat ek en jy in 'n wêreld lewe waarin die sonde vir jou en my allerhande slegte goed meebring. Siekte, hartseer en dood is deel van die sondige val van dit wat gebeur het met Adam en Eva. En die laaste ding, gemeente, waarin ek en jy onder 'n realiteit val, is dat die gevolg van hierdie lewe is dat ek en jy onder die geweldige oordeelhand van God sal val op die dag van Jesus se wederkoms. En met Jesus se stap na die kruis toe kom God in sy volle glorie en hy trek ons vanuit 'n sondige bestaan en hy sit ons in 'n bestaan van genade, verlossing. Dat ek en jy die realiteit van hierdie wêreld kan oorkom, dat ons daardeur kan breek,
dat ons nie langer deel daarvan is nie. Dat ons as te ware saam met Christus gelei word so slagskape na ons eie kruisiging toe. Na ons eie plek van afsterwe toe. Wat Jesus vir Nikodemus in Johannes 3 so mooi sê, jy kan nie die koninkryk van God binnegaan as jy nie weergebore word nie. En dan vra Nikodemus vir die Here Jesus, maar hoe is dit moontlik? Ek kan nie weer in my ma se skoot inklim nie. Dan sê Jesus vir hom, as jy nie met water en gees gebore word nie, sal jy nie die koninkryk beerwe nie. Jy sien gemeente, dit wat Jesus van Gabata af Golgotha toe doen, is om te dink aan hierdie pad. Dat God hierdie pad vir ons stap. En dat ek en jy vanmôre met daardie realiteit leef, dat nie ek of jy ooit werd is om hierdie pad te kan voltooi nie. Dat ek en jy kan doen wat ons wil, kan maak wat ons wil, kan bid soveel soos wat ons wil, kan Bybel lees soveel soos wat ons wil. Ons kan nie die goddelike pad stap van verlossing nie. Dis God wat hom vir ons stap. En dis hy wat hom vir ons voluit stap in Jesus. As Jesus bid in die tuin, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek sidder om te dink, wat sou gebeur het as daai gebed tot vervulling gekom het. As God vir Jesus gesê het, kom ek laat hierdie lydingsbeker verbygaan. Gemeente, dan sou ek en jy vandag nog steeds onder hierdie 5 realiteite geleef het. Die Here Jesus het vir ons hierdie pad gestap. Hy het vir ons die oorwinning gebring. En as daar nog steeds vanmôre 'n twyfel is oor hoe lief God my het, dan kan ek vanmôre vir u kom vra, die grootste simbool van liefde hang 2000 jaar terug aan 'n kruis, op 'n koppie buite Jerusalem, waar God die wêreld weer met homself kom versoen. Waar hy die pad en die breedte van hierdie pad wat so wyd geword het vir ons weer kom kleiner maak. 'n Brug kom oorgooi, waarin ek en jy in God se genade kan instap. En gemeente, as u dan vanmôre hierdie gedeelte saam gelees het, sal julle agterkom, hier's 'n derde reis, waarmee ek en jy in hierdie gedeelte gekonfronteer word. En dit gaan oor verwerping na vertroue. Toe Pilatus vir Jesus aan die kruis vas laat spyker, toe sit hy 'n bordjie bo Jesus se kop op, dat die wêreld dit kon lees. Dit sê die gedeelte vir ons, dit was so naby aan die stad, dat almal wat verby hierdie koppie gestap het, kon lees wat daar gestaan is. Hier hang Jesus, die Nasarener, die koning van die Jode. En hoe die Fariseërs en die skrifgeleerdes van daardie dag hierdie boodskap verwerp, die ironie daarvan, dat Pilatus eintlik die waarheid op die kruis vaslaan. Het die Fariseërs hierdie waarheid geminag en dit weggegooi. En vir hom gesê, al staan dit in Grieks, Hebreëus en Latyn, kan besef jy wat jy doen, Pilatus? Jy gee vir die wêreld 'n valse hoop in hierdie man. En dan sê die koning van die wêreld, ek het geskryf wat ek geskryf het, julle moet daarmee maak wat julle wil. En die ironie daarvan, gemeente, is of jy verwerp daai boodskap, of jy begin te vertrou in die een wat op die kruis hang. Vir hulle wat hierdie boodskap verwerp, hulle val onder die oordeel van God. En vir hulle wat die boodskap aanvaar en in vertroue in hulle lewens inneem, dat Jesus nie net die koning van die Jode is nie, maar ook die koning van die ganse wêreld, waarby ek en jy ingetrek word in die offer van sy bloed, dat ek en jy deel gemaak word van die koninkryk deur God wat die genade en die geloof aan ons skenk, dat ek en jy niks kan doen om daarby uit te kom nie, dat dit 'n God gegewe gawe is vir elke een aan wie se hart se deur hy kom klop en oopgemaak word, kom daar vertroue in 'n mens se lewe in, gemeente, dat dit is hoekom Paasfees bestaan. Want in die laaste sin is daar eintlik 'n 4de reis wat nie deel van hierdie gedeeltes is nie, en dit gaan oor jou en my eie kruispad. Dat die Here Jesus in Matteus 16 vers 32 tot verder sê vir sy disippels, as jy my disipel wil wees, moet jy een ding doen.
tel jou kruis op, volg my, gaan wees een wat gaan sterf. Om dan spreekwoordelik vanmôre as te ware op jou eie Golgotha te gaan sterf. Dat ek en jy vanmôre baie, baie diep sal besin oor ons lewens. En dat die Here Jesus nie net die prys vir daai mense in daai tyd betaal het nie. Maar liewe gemeente, as ek en jy vanmôre voor die Here is, besef hoe diep en hoe duur hierdie prys was. Dat as ons volgende naweek gaan terugloop op die spoor van die kruis en die leë graf, dat die Here dit nie vir ons net gedoen het vir een dag van die week nie. Dat ek en jy nie net op een dag van die week sal sê, saam met 'n gemeenskap, ek is 'n Christen, en ek lewe soos 'n Christen. Die res van die week is jy nie daar nie. Dat die Here Jesus vir jou en my sy lewe gegee het, en al wat hy van ons terugvra is ons eie. Dis al wat hy soek. Hy soek jou ganse lewe. En ek en jy kan ons ganse lewe net vir hom gee, deur die werk van die Gees. Van Gabata na Golgotha, van sonde na saligmaking, van verwerping na vertroue, het ek en jy vanmôre een ding om te doen. Vertrou die Here Jesus vir jou lewe. Soos die ou Christene van ouds, wat bereid was om in arenas te gaan sterf, vir hulle geloof, moet ek en jy vandag dieselfde intensiteit hê met ons eie lewens. Dat ek bereid sal wees om vir die een te gaan doodgaan wat vir my gesterf het. Is dit nie wat Jesus gesê het in Johannes 13? Die grootste simbool van liefde is een wat bereid is om te sterwe vir sy vriende, om sy lewe af te lê vir hulle wat die naaste aan hom is. En dan sê Paulus vir ons in Romeine 5 vers 8, die waarheid van die evangelie is dit, dat God vir Jesus laat sterwe vir ons, toe ek en jy nog sondaars was. Toe ek en jy dit die minste verdien het. Toe ek en jy eintlik saam met die riool en die gemors weggegooi moes word. Sterf Jesus aan 'n kruis. Vir jou en vir my. Hoe werd is ons nie vir hom nie? Die pottebakker wat sy klei in sy hande neem en wat met ons maak soos hy wil. Waar hy kon kies om die hele wêreld verder te verdoem, te veroordeel en weg te gooi. Kies hy die pad van die kruis om vir jou en my te sê, daar's meer as genoeg genade vir elke een wat die naam van Jesus oor hulle lippe bring. Mag ons daardie genade hierdie volgende Paasnaweek ook gaan beleef. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Dankie Hemelse Vader vanmôre vir die 3 reise van die kruis. En dat ons dan vanmôre ook onsself op hierdie selfde pad plaas. Die pad om self op ons eie koppie te gaan sterf, sodat ons saam met Jesus kan opstaan. Help ons dan ook in die week wat voor lê om onsself weer voor te berei, waar ons Vrydag saam ook die nagmaal vier, waar ons terugdink aan die laaste aand wat U saam met U disippels was en dit vir ons ook ingestel het. Maar dat ons ook mag vooruitkyk na Sondag toe, waar die graf leeg is en Christus opgestaan het. Mag ons dit dan ook in hierdie week wat vir ons kom, so naby ons beleef, o Here, dat ons ten volle sal oorgee daarvoor. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Jy het geleentheid om die Here te dien.
met die dankoffers. Daar is hy gemeente, net so 'n paar dinge vanoggend, nadat ons kategese gehad het vanoggend, wil ek graag net vra vir al die kategete en die mense wat so 'n bietjie uithelp by ons jeug, dat ons na die kategese gou in die konsistorie sal wees vir 'n kort jeugvergadering. Dit is ons kwartaallikse vergadering, dat ons net gou weer 'n bietjie by mekaar opvang. Dan vra die vrouediens vriende, terwyl die kinders by die kategese is, nooi hulle julle uit, kom gedrink gerus, lekker saam koffie en tee daar in die saal. Hulle doen elke week lekker baie moeite, sit vir julle lekker bekers en goedjies uit, so ons vra tog vir julle as gemeente, as al is jou kinders nie in die kategese nie, moenie net in jou kar klim en huis toe gaan nie, kom geniet die samesyn daar buite, drink 'n koppie koffie saam met 'n klomp vriende, of as jy nog nie het nie, kom leer mense ken. Dis 'n lekker plek om so saam ook as gemeente so 'n bietjie te kuier. So kom drink asseblief saam koffie. Ek weet daar sal seker tee wees, maar dis nie so belangrik soos koffie nie. Koffie is beter. Dan vriende by ons gesondheidslys vanmôre is daar 'n klomp mense nog op vir Louis, vir Kobus. Ek sien Kobus, hulle is hier. Ek is bly om hulle hier te sien vanoggend. Vir oom Tron Rousseau, vir Pieter Botha, vir Teens Jordaan en ook saam met hom Marie, sy vrou. Lian is eintlik nou al gesond, ek dink sy bene met baie mooi al geherstel. Vir Tannie Minnie Leroux, julle weet sy het so rukkie terug bietjie geval, maar ek glo dit gaan met haar weer beter. En dan oom Ben Kewe, en dan wat ons nou weet van wat in die hospitaal ook is nog oom Duimpie Fourie, hy is nou al vir so 3 weke in Bloemfontein. Hulle het hom nou hierdie week al oorgeskuif na die herstelhospitaal toe.
So ons is dankbaar daarvoor dat daar al mooi vordering gekom het, en dan weet ons ook van Werner Martens wat hierdie week na 'n operasie by die huis ook weer is. Dan simpatiseer ons met PS Venterhulle. Ek dink hulle is nou nog die naweek in Frankfurt. Hy en Helene, hulle was by die see, toe hoor hulle die nuus dat Tannie Adrie oorlede is. Sy was in die hospitaal opgeneem en sy is toe daar oorlede die week. En hulle is toe nou deur Frankfurt toe, saam met die kinders, om vir Tannie Adrie daar ook te gaan begrawe. Ons dink ook aan hulle in hierdie tyd. Na gemeente, by ons verjaarsdaglys, moet ons nou net mooi geduldig wees. Dit gaan nou net so lank soos die preek vat, want ons lees nou al die vakansiename ook uit. So almal wat van die 30ste af verjaar het, wil ons graag vanmôre ook net gelukwens. So as jy hier is, steek jou hand op. Daar's 'n lekker chocolate vir jou. Christian Engelbrecht. Ina Stoffberg. Is ek nou reg? Johan Joubert. Ek sien hy loop so. Johan Joubert. Abri Versaghi, geluk Johan, baie geluk. Johan Skutte, baie geluk Johan. Selma Boshoff, daarbo, baie geluk Selma. Pieter, jy mag hom nie eet nie. Ad Liebenberg, ek sien nie vir hom Ad vanoggend nie. Toolie Prinsloo, Danro Oosthuizen, Linke Heinz, Dirk Roots, is Dirk hierso? Nee, hy is nie hier nie, maar sê vir hom baie geluk. Lelani Smith, Lelani is ook nie hier nie, saam met haar boetie nie. Annelie Higo, hulle is nie vanoggend hier nie, ons wil net vir hulle ook geluk sê. Shanike Prinsloo, Helene Saaiman, daar sit Helene, baie geluk Helene. Cash Streeter, gee maar cash vir Tanina, baie dankie, hoor. Celeste Kotse, Tanya Fourie, Driekie Kok, Annelie Roos, ek hoop nie ek mis iemand nie. Johan Roemiller, wie's dit? Tom Jansen van Rensburg. Dan is ons nou in die week wat kom, Levon Wessels, Levon, is hy daar, gee maar vir Yuri, dankie. Valerie Esterhuizen, Sanet van Rooyen, Pieter Wilson, Johan Kewe, Daniel Oosthuizen, Ina Buys, Jesus Marie, wat maak jy aan my, dis baie name. Skalk Jonker, Hester van Heerden, Nikki Jacobs, en dan Estel Fourie, baie geluk Estel, François Fourie, Piet Kleinhans, ek sien nie vir Piet hulle hier nie, Shalani Brink, gee maar vir Jaco hulle Shalani sin, dankie. Piet, Jaco Brink, gee maar vir Salome Jaco sin ook. Amelia Kraus-Beckett, baie geluk Amelia. Roan Odee, Annemie Oosthuizen, daar sê baie geluk, en Herman Hatting. Wanneer verjaar Eli? Eers volgende, ok. Baie geluk aan almal wat verjaar het, en wat in die week ook gaan verjaar. Gemeente, wat gebeur nou hierdie week wat voorlê? Daar's 'n klomp dinge op die program. Hou asseblief alles dop, so vanoggend na die diens jeugvergadering. Môre het ons barmhartigheidsvergadering, 5:30. So dit is al in die kerksaal, dan direk na hulle 6:30 getuieniskommissie. Ons hou dit sommer daar in die kantoor. En dan Dinsdag het ons eiendomme 5:30 en 7:00 het ons Bybelstudie by Johan en Marina Kutsie. Daar in wijk 18, so almal in wijk 18, dit skuif so 'n bietjie van Bertie hulle af, die plaaspad na hulle toe is nog glad nie goed nie, so ons vra dat ons dit by Johan en Marina Kutsie sal hou. Dan donderdag met ons Bybelstudie wijk 21 hier in die kerksaal,
En dan vriende, hierdie naweek wat kom se reëlings. Vrydagoggend het ons kruisstap. Ons het dit verlede jaar begin waar ons mekaar aan daai kant van die Wawielbrug ontmoet aan Wawielpark se kant. Jy trek vir jou swart aan, ons stap met swart klere en as jy wil 'n kruisie en 'n klein boodskapie en soos wat ons van daar af opstap hier na die kerk toe, as daar iemand langs die straat is, gee ons vir hulle die boodskapie om vir hulle te sê die Here Jesus het jou lief. En dan stap ons saam op tot hier by die kerk. 8:00 begin die Paaserediens en dan hou ons saam ook nagmaal. Saterdag is daar 'n fliek by Kroonstad Suidgemeente. Hulle gaan die Passion wys, die fliek van Jesus. En dan Sondagoggend 8:00. Is dit ook 8:00? Is albei die dienste 8:00? OK. So Vrydag se goeie Vrydagdiens is 8:00 en Sondagoggend se diens is ook om 8:00. So asseblief onthou net al daai dinge. Daar sal nie kategese dan volgende naweek wees nie, maar kom ons geniet volgende Sondag ook met al die dinge. Dan het ons nuwe lidmate. Waar is Joshua? Hardloop gou af na my toe. Ek gaan jou gou vanoggend gebruik. So. Ons het 'n paar nuwe intrekkers, nuwe lidmate wat oorgekom het. Ek wag net dat Joshua kom sien waar julle sit, dan kan hy vir julle elkeen net so iets in die hand gee. Hardloop gou op hier bo na my toe, ou. Daar is hy. Vanaf Kroonstad Oos, Jakobus en Liana Viljoen. Waar is julle? Is julle vanoggend hier by ons? En OK, hulle is nie hier nie. Dan van Langenhovenpark, voel jy die lekker waaier hier by my. Van Langenhovenpark, Gerard en Elsabie Reyneke. Daar sit hulle nou. Nou moet jy mooi kyk. Ek het hulle getrou. Gerard en Elsabie Reyneke en hulle seun Gerard, hulle woon daar in Morrewag. Jy gaan vir hulle elkeen een gee. Wag net gou. En dan van die Methodist Church of South Africa het ons vir Stafford McGregor. Waar sit jy, Stafford? En hy is uiteindelik het ons sy lidmaatskap opgespoor. Sien jy vir hom, Stafford? Steek net weer jou hand op dat hy net kan sien. Dankie Joshua, dan kan jy gou daar vir hulle en vir hulle gaan gee. Dan uiteindelik Stafford, welkom ons jou nou in die gemeente, maar jy's eintlik al lank al hierso. Stafford se ma is ook baie siek, ons kan ook aan hulle dink in hierdie tyd, so dra hulle ook op in julle gebede. En Gerard en Elsabie, baie welkom. Hoop is vir julle 'n mooi nuwe seisoen en tyd hier by ons in die gemeente. Dan vriende, ek dink dit is wat al die reëlings vir die volgende ruk behels. Marie, het ek iets gemis? Jy sal nie nou onthou nie, nê. Dit help nie meer ek vra vir Tannie Jeanette nie, want sy weet nie meer nie. Dan vriende, gaan ons afsluit. Jesus, ons eer U opgestane Heer, 417. Ons sing al twee die verse, kom ons doen dit staande saam. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei, hoe is U verheerlik, U voer heerskappy. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe
was ons gebonde, hoe was ons verkneg. U bevry tot lewe, baan vir ons die weg. Jesus ons Heer, U opgestane Heer, nou het ons 'n toekoms, 'n lewe by ons Heer. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, is saam met julle in die werking van die Heilige Gees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.